Goeiemôre, broers en susters, terwyl die kerkraad inkom, baie welkom by ons erediens vanoggend. Jy het seker nou al agtergekom dat David so 'n bietjie rondloop. Hy kuier bietjie by sy ouers daar in Newcastle en ons bid vir hom ook 'n veilige en 'n lekker kuier daar. Ons gaan met die CD's en met die skyfies sing vanoggend, so as ons lekker ook daarmee saam sing, kom ons maak die Here se naam ook op hierdie manier groot. Geliefdes, ons gaan begin met 'n toetrede lied. Die toetrede lied waarmee ons begin is lied 518. As jy net sien op die skyfies, daai boonste lyntjie, ons gaan voel jy soms of die Here te ver is, twyfel jy soms aan God se bestaan, jy moet glo dat die Here met jou saamloop, dan gaan ons na die volgende skyfie toe, sing ons daai boonste lyntjie en kom ons terug, dan gaan ons daarby deur sy woord, weet ons Jesus gaan terugkeer, gaan ons saam met mekaar sing. Voordat ons dan aangaan met die erediens, kom ons sing saam met mekaar lied 518. Die wat op die Here vertrou, kry nuwe krag. Hulle vlieg met arendsvlerke, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle loop en raak nie afgemat nie. Geliefde, hoor saam met my as God jou groet, as hy sê, genade en vrede vir jou van God ons Vader, van Jesus Christus ons Here en van die Heilige Gees, jou en my trooster. Amen. Geliefdes, ons sing ons lofsange vanoggend, lied 159 en lied 280, soos die skyfies wat ek ook vir jou op die bord aangee. Sing saam met my. God is hier.
Geliefdes, voordat ek vir jou uit die woord van die Here lees en met jou praat oor die skyfie wat daar op die bord is, wil ek saam met jou bid. Jy kan sommer so bly sit en dan bid ons saam met mekaar vanoggend. Kom ons bid saam. Here ons God en Redder, dankie dat ons die kosbare voorreg het om elke een met ons mens wees en met ons harte hier voor U te kan stil raak in U teenwoordigheid. U beloof vir ons dat daar waar 2 of meer in U naam vergader, daar is U. So dis U wat met ons praat. Dit is U wat in ons werk vanoggend. Here, en as ons hoor en ons praat oor die lewe en ons praat oor ons belewennisse en ons praat oor U wat ons God is, dan bid ons vanoggend dat as ons hoor en hier weggaan, dat ons sal gaan doen. U sê vir Jeremia dat hy maar kan opstaan en dat hy maar kan gaan en gaan doen soos wat U hom stuur na sy lewe toe. Want U sal by hom wees. Ja, U sê hulle sal teen hom veg, maar hulle sal nie wen nie. Nie omdat hy sterk is nie, maar omdat U God is. As U ons vanoggend na ons lewens toe stuur, dat ons daardie belofte in ons harte vasmaak. Die wêreld kan maar opstaan. Regerings kan maar doen. Mense kan maar dink en mense kan maar doen. Maar ons kan gaan want U is God. En U stuur ons. En ons sal in U naam oorwin. Seën elkeen van ons met vrede in ons harte. Seën elkeen van ons nou met die voorreg om werklik deur die werk van U Gees U stem te hoor. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, o Here, maar net omdat U ons God is en ons stuur. In Jesus se naam bid ons dit. Amen. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek gaan vir jou Jeremia 1 vers 11 tot 19 lees net nou. Lees 'n prentjie van 'n seentjie wat geboelie word. En ek dink so baie keer in die lewe, miskien nie in persoon nie, maar voel ons partykeer dat ons so 'n bietjie geboelie word. Nou boelie is as iemand aan my iets doen of as iets aan my iets doen wat nie vir my lekker is nie, maar ek het eintlik nie 'n keuse nie. Ja, iemand dwing goed op my af en iemand maak dat ek op 'n manier moet maak al kan ek nie kies nie. Ek dink nie hier is een van ons wat hier hoor of wat hier sit vanoggend wat van boelie hou nie. Maar partykeer voel ons geboelie. Partykeer voel dit vir ons asof die magte en die kragte en die sisteme in ons lewens so groot raak dat ons eintlik voel dat ons in plekke en in situasies ingedruk word wat ons eintlik nie in wil wees nie. Maar ons moet maar net aangaan. Ons moet maar net doen. Jeremia, as God hom stuur, dan gaan vir jou daai hele gedeelte lees, dan voel dit eintlik vir hom so. Hy voel so 'n bietjie in 'n blik gedruk, want God stuur hom na sy lewe toe met eintlik 'n onmenslike opdrag. Gaan later in die prediking ook dit vir jou sê. Vanoggend as jy hier weggaan, dan gaan jy gestuur wees. Jy gaan gestuur wees na jou lewe toe, dalk met 'n opdrag of 'n doel wat jy dink niemand kan dit doen nie. Want God, hy stuur ons na plekke toe wat baie keer vir ons onmoontlik lyk.
niks is vir God onmoontlik nie. Hy sê vir Jeremia, en dit is ons teksvers, hulle sal teen jou veg, maar hulle gaan jou nie wen nie. Hy sê eintlik vir Jeremia, dit gaan vir jou voel in jou lewe asof jy nie kan nie. Maar weet jy wat? Jy moet net aanhou vertrou. Jy moet net aanhou vashou, want jy sal. In die naam van God sal jy oorwin. Ek lees vir jou die gedeelte Jeremia 1 vers 11 tot 19. Die woord van Jeremia, of die woord van die Here, het tot Jeremia gekom. Wat sien jy, Jeremia? Ek het geantwoord, ek sien 'n amandeltak. Die Here het geantwoord, jy het reg gesien. Ek staan gereed om te doen wat ek gesê het. Die woord van die Here het 'n tweede keer tot my gekom. Wat sien jy? Ek het geantwoord, ek sien 'n kokende pot in die noorde en dit kantel oor hiernatoe. Toe sê die Here vir my, van die noorde af gaan ek 'n ramp stuur oor almal wat in hierdie land woon. Ek gaan alle volke, alle koninkryke van die noorde af roep, sê die Here. Hulle koning sal elkeen sy troon kom oprig voor die poorte van Jerusalem, by die mure rondom die stad en by al die stede van Juda. Ek sal die mense van Juda straf vir al hulle sondes. Hulle het my verlaat, vir ander gode offers gebring en voor hulle eie hande werk in verering gebuig. Maak klaar, staan op, sê vir hulle alles wat ek jou beveel. Moenie vir hulle skrik nie, want dan verpletter ek jou voor hulle oë. Ek maak jou vandag 'n vestingstad, 'n ysterpilaar, 'n bronsmuur, sodat jy staande kan bly in die hele land, teen die koningshuis van Juda en al sy amptenare, teen sy priesters en teen die bevolking. Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want ek is by jou, sê die Here, ek sal jou red. Maak klaar, staan op, ek maak jou vandag 'n ysterpilaar, 'n bronsmuur. Hulle sal teen jou veg, maar hulle sal jou nie oorweldig nie, want ek is by jou, sê die Here, ek sal jou red. Tot sover lees ons, geliefdes. Mag die Here vir elkeen van ons wat hier hoor, sy vrede gee deur sy woord. Baie keer dan word ons gestuur, maar ons wil eintlik nie gestuur wees nie. Ek dink partykeer weet ons is gestuur, maar ons wil eintlik nie daaraan dink of ons wil eintlik nie doen daarna toe waar ons gestuur word nie. Want eintlik as ek en jy vanoggend mooi daaroor dink, dan is ons elkeen op pad, op 'n pad van God. En op hierdie pad wat ek en jy die lewe noem, is daar baie keer opdraandes wat vir ons te styl lyk, of opdraandes wat ons dalk anderster sou wou gehad het. Maar as God stuur, dan stuur hy. Jeremia hou nie van die opdrag wat hy van God kry nie. Want God sê, ek stuur jou om uit te ruk en af te breek en ten gronde te laat gaan en te gaan platslaan. Ja, God stuur vir Jeremia met 'n boodskap van vernietiging en hy stuur hom na groot ouens toe, na konings en na weermagte en na groot regeringsamptenare toe. Want die volk in daardie tyd het anderster gedink en gedoen as wat God wou. En iemand moes opstaan. Iemand moes God se woord vir hierdie volk bring. Ek wonder, jy en ek met ons gewone lewens, want dit is maar wat Jeremia was. Hy was 'n gewone man wat 'n profeet van God was.
was nie magtig nie, was nie gereken nie, het nie 'n status gehad nie. Gewoonlik het hierdie profete maar daar een kant in die veld gebly en naby aan God en in die natuur geleef. Ek wonder as God jou vanoggend roep. En hy roep jou en hy sê, ek wil hê jy moet vir my gaan opstaan. Ek wil hê jy moet met jou lewe vir my gaan opstaan, al maak dit bekende mense kwaad. Al maak dit mense dat hulle teen jou veg en teen jou in opstand kom. Jeremia moes hierdie boodskap gaan dra ten spyte van dit. En dan vra hy vir die Here, want eintlik sien hy nie kans vir hierdie opdrag nie, soos wat ek en jy baie keer die kans sien om te doen wat ons weet God van ons vra om te doen nie. Hy sê, ag, my Heer, ek kan nie praat nie. En help my en wees my genadig en vat hierdie opdrag van my weg, want op hierdie stadium is Jeremia nog eintlik 'n kind. Hy vra vir God. Hy sê, ek wil eintlik nie in hierdie verhouding met U wees nie, want ek is bang dat as ek dit nie doen nie, U teen my sal wraak neem. Hy sê, nou die mense, nou weet jy, my stuur is goddeloos, ek weet dit, en hulle is verkeerd, ek weet dit, maar hulle is so magtig en so sterk, en nou moet ek as jong man moet opstaan en sê, ek kom van God om 'n oordeel oor hulle te bring. Hy bid ook vir God, en hy sê, kan hierdie vyande van my nie maar te val kom, voordat ek daar kom nie. Kan U nie maar hierdie ding op 'n ander manier laat uitwerk, U is so magtig en groot en kragtig. Moet nie vir my hierdie opdrag gee nie. En dan kom Jeremia op 'n punt, wat hy klaar dat hy nie meer kan nie. Hy sê hy is moeg. Hy sê dat hy swak is. Hy sê dat hy moedeloos is. Hy kom op 'n punt wat hy eintlik oor hierdie opdrag van God, die dag waarop hy gebore is, vervloek. Eintlik sê hy wil nie meer lewe nie. Partykeer, geliefde, boelie die lewe ons ook so. Ons weet ons is gestuur. Ons weet dis God wat ons lewens vir ons volmaak. Ons weet dis God wat in beheer is. Maar dan kom daar partykeer punte in die lewe wat ons vir God sê, maar ons kan nie meer nie. En ek praat met elkeen van ons as 'n mens, en ek praat oor ons land, en ek praat oor ons politiek, en as ek dit doen, dan praat ek nie politiek nie. Ek praat oor ons ervaring van God se teenwoordigheid in ons lewens. Ek kan nie meer nie, sê Jeremia. God hoor hierdie 7 verskonings. En nou weet jy, in die Bybel is 7 eintlik 'n simbool, 'n simboliek vir genoeg en volmaak. Die Bybel sê dat God hoor al sy verskonings. En sy verskonings is nie sleg nie, dis eintlik goeie verskonings, dis eintlik wat menslike, my en jou verskonings van redes wat ons vir onsself soek, wat ons eintlik nie meer kan nie. En dan sê God, moenie sê, ek is nog 'n kind nie, want dis ek wat jou stuur. En as ek jou stuur, dan moet jy gaan. En as ek jou beveel, dan moet jy sê wat ek vir jou sê. Want as ek jou stuur, dan sal ek jou sterk maak. Dan sal ek jou krag gee. Dan sê God, sal hy ons koppe laat optel en ons borse laat uitdruk. Dan sal hy weer in ons koppe vir onsself sê, ons kan. En ons gaan en ons sal. Want dis God wat stuur. Jeremia sien 2 beelde. Wat sien jy, Jeremia?
Ek het geantwoord, ek sien die tak van 'n amandelboom. Toe sê die Here, jy het goed gekyk, want ek is bedag daarop om my woord uit te voer. Die simbool van die amandeltak wat Jeremia sien, is uitkoms, 'n nuwe begin, bloeisel, vars, mooi. En daarna sien hy 'n pot wat kook. En weer sê hy, ek sien 'n stomende pot, en dan sê God, ek sal my oordeele oor hierdie volk uitspreek weens hulle boosheid. Omdat hulle my verlaat het, vir ander godeoffers verbrand het, sal ek hulle straf. God sê, hy gaan God wees vir hierdie volk. En dan sê hy vir Jeremia, maar jy moet sterk wees. Jy moet jouself gereed maak vir dit wat jy moet gaan sê. Moenie vir hulle bang wees nie. Anderster gee dit jou in hulle mag oor. Hoor jy saam met my geliefde, dat God gaan doen. Hoor jy saam met my dat Jeremia in sy menswees op 'n punt is om weer te besef, wie is hierdie God wat hom stuur. Dat Jeremia weer op 'n punt is om net weer te besef, wie is hierdie God wat sê dat hy in beheer is. Wie is hierdie God wat sê, ek maak jou sterk. Ek sal jou pad gelyk maak. Ek sal jou krag gee. Vir Jeremia is daar geen ander pad nie. Hy lewe. God het hom gekies. God het hom gestuur. Nou gaan God hom sterk maak en hy gaan doen. Hy gaan die pad stap soos wat God vir hom gedink het. Jy en ek en jy is geroep. Ek en jy is gestuur. Ek en jy is, as ons vanoggend hier uitstap op 'n pad wat God jou met jou hart en jou menswees en jou lewe stuur. Ja, dan moet ons gaan, want God gaan ons sterk maak. Hulle gaan nie die oorhand oor jou kry nie. Ek is by jou. Ek sal sorg. Dit het God beloof, geliefdes. Vir 'n oomblik dink ek moet ons bietjie stil word oor ons eie lewens. As jy vanoggend hier sit, hoe lyk die pad van môre en oormôre en die dag daarna? Is dit nog 'n gestuurde pad? Is dit nog 'n pad wat jy vandag in jou motor klim en besef, hierdie pad is nie net 'n pad wat ek kies nie. Hierdie keuses wat ek maak is nie net sommer dinge wat ek kies omdat dit toevallig op my pad gekom het nie. Ek is nie waar ek is omdat ek gedink het dit moet daar wees of omdat dit van my afgehang het nie. En die voorreg dat ons vandag hier kan sit en kan leef, is 'n God gegewe voorreg. Is 'n voorreg van tyd, God se tyd. En dan sê God, ek stuur jou. En dan sê ek en jy, maar miskien is ek so 'n bietjie versigtig oor die pad waartoe jy my stuur, want ek het dalk anderster gedink. En dan dink ons ook die 7 verskonings uit wat die volmaakte verskoning kan wees, want ons het dalk 'n ander pad in gedagte. Maar dan sê God, jy gaan hierdie pad stap. Ek gaan vir jou lewe gee.
Jy gaan in jou lewe doen. En dan gaan jy so doen in jou lewe dat jy sal agterkom dat ek God is. En dat ek jou stuur. Miskien is daar die 1 of 2 of 3, 5 dinge wat jy weet, jy moet gaan doen wat jy nie eintlik wil doen. Daar die paar dinge in ons lewens wat ons weet, hierdie is eintlik wat God van my vra, maar ek sien nie kans nie. En ek en jy ken die verskonings. Net nie ek nie. Miskien is jou verskoning, ek het nie tyd nie. Miskien is jou verskoning, ek is te jonk of ek is te oud. Miskien is jou verskoning, ek hou meer van my planne as van u planne. Maar sê God, ek hoor, maar weet jy wat? Ek stuur jou. En dan, geliefde, dan staan ons op die pad, en ons lewe is voor ons. Ons staan op die pad en ons ken nie hierdie pad wat voor ons lê nie. En dan sê God, jy moet jou heupe omgord. Jy moet jou gereed maak. Jy moet sterk wees. Ja, jy moet jou kop oplig en jou mond oop maak en jou hart laat uitvloei van liefde en genade. En dan moet jy gaan sê wat ek jou sê. En moenie vir hulle bang wees nie. Want ek is jou God en ek stuur jou. Elkeen van ons na ons eie lewe toe. Elkeen van ons na ons eie pad toe. Elkeen van ons 'n ander manier van sterk wees. 'n ander manier van vertrou. 'n ander manier van doen en wees. Maar almal met dieselfde belofte. Ek is by jou en ek sal jou sterk maak. So kom, geliefdes, as ons vanmiddag of die week wat kom, so 'n bietjie rustig raak oor ons eie lewens. Kom ons dink weer bietjie aan daardie dinge wat ons bang is om te doen. Miskien is jy bang om te vergewe, want jy weet nie wat die konsekwensies sal wees nie. Miskien is jy vanoggend bang om te vertrou, omdat jy al so baie keer seer gehad het. Miskien is jy bang om te hoop, omdat al so baie seer in jou lewe was. Miskien het jy so gewoond geraak aan 'n pad sonder God, dat jy bang is om God se beloftes te vertrou. Ek weet nie wat jou bang maak vanoggend nie. Maar is daarna toe wat God ons stuur. Ek maak jou sterk. Dit sal jy nie oorwin nie. Want ek is jou God en ek stuur jou. Mag jy dit met jou hele mens wees in hierdie week ervaar. Amen. Kom met ons saam. Here ons God, as gestuurdes, kyk ons vir hierdie week en hierdie pad wat voor ons lê met nuwe oë. Ja, ons omgord ons met u krag. Ons staan sommer regop met ons koppe vorentoe.
en ons wil gaan doen. Ons weet nie wat vir ons voorlê nie. Ons weet nie hoe ons paaie lyk nie. Maar wat ons weet, is dat U ons God is. Wat ons weet, is dat U die hare op ons koppe tel. Wat ons weet, is dat ons elkeen op ons pad tot alles in staat is. Omdat U ons God is, en omdat U ons liefhet. Ja, Here, dat ons regop staan, dat ons opkyk, dat ons in hierdie dag hoop en vertrou. Ons bid dit nie omdat ons dit verdien nie, maar net uit U genade. Amen. Dit is ons sluit weer af met die 582 wat ons saam mekaar gaan sing. Daarna gaan ek jou seën wegstuur met God se seën en ons het nie vanoggend die amen gebed nie. As ons klaar is met die seën, dan kan u maar sit. Sing saam met my die 5. Geliefdes, ontvang nou God se seën. Die Here ons God sal elkeen van julle seën en die Here ons God sal elkeen van julle beskerm. Die Here ons God sal tot elkeen van julle se redding verskyn en die Here ons God sal elkeen van julle genadig wees. Die Here ons God sal elkeen van julle se gebede hoor. En die Here ons God sal vir elkeen van julle sy vrede gee. Van nou af, my geliefdes, tot in alle ewigheid.